Ons is in Lukas hoofstuk 15. Ek het 'n professor op college gehad wat gesê het dit is Lukas, nie Lukas nie. Ja, hy het seker in Waterkloof groot geword. Okay. So elke woord in hierdie gedeelte het iets spesiaal aan hom en verder het hy gesê 'n man het 2 seuns gehad. Nou as dan verder, dan moet jy gaan kyk. Hoekom sê hy gaan nou verder? En ek wil vinnig vir jou vra net, in Lukas 15 is daar die rou emosie wat elke mens in hierdie plek ken. Wie van julle weet hoe voel dit om geld te verloor? Waai vir my, hier staan ek hierbo, 'n paar 100.000 rand in sy kanon in oor swak besluite. Hallo, julle weet hoe voel dit, en 'n vrou verloor 10% van wat sy het, en sy keer haar hele huis om dit in die hande te kry. Wie van julle weet hoe voel dit om 'n dier te verloor? Dis 'n ander emosie. Dis 'n dieper eina, is dit nie? Hallo? Ek was net getroud, ons het so 'n lelike poedeltjie gehad, en my ma het die hond opgepas, en die hond het uitgekom, en ek weet nie wat het verder gebeur nie, maar ek het amper my vrou verloor, my jong bruid verloor, met daai lelike poedel, en dit is hierdie rou emosie, wat Jesus bring, en nou sê hy verder, jy hoef nie hand op te steek nie, maar ek dink as min goed so sleg. Vriend van my sê eendag, hy het gedink, wat is die slegste moontlike ding wat 'n mens kan tref? Toe sê hy, as ek my dogter lewendig moes verloor, dat ek nie weet waar sy is en of sy okay is nie. En dis wat Jesus hier doen, hy bring ons na hierdie emosie, want hy's besig om jou Vader sy hart vir jou te wys in hierdie gedeelte. Hy sê 'n man het 2 seuns gehad. Eugene het verlede week dink ek die woord bedien en hy het verder gepraat oor die verlore seun. Ek gaan nie so baie klem op hom lê vandag nie, maar ek wil hê dat jy in die begin van hierdie storie moet hoor, die skrywers het later die ding 'n naam gegee, die verlore seun. Dis nie die regte titel vir hierdie skrifgedeelte nie. Hierdie skrifgedeelte se regte titel is 'n pa se hart vir sy kinders. Dis 'n openbaring van God se hart vir die mensdom. En hy het 2 seuns gehad, en ek gaan volgende vir jou wys hoe dat hy in soortgelyke terme met al 2 seuns gewerk en gepraat het. Want ek gaan dit nou vir jou sê, maar ek wil nou al hê jy moet saam met my na hierdie gesprek toe kom. Daar's iets van elkeen van hierdie seuns in elke hart in hierdie vertrek vandag. En Jesus weet dit, hy ken die mens, hy ken ons harte, en daarom vertel hy hierdie storie, en ek wil vandag vir jou sê, ons moenie vergeet nie, dat albei hierdie seuns het volle toegang gehad tot die erfenis. In die storie word daar vertel hoe dat die jongste kom, en sy deel van die erfporsie vat. Maar wat ek sien in hierdie storie aan die einde, toe die verlore ene, toe hy terugkom, toe kom ons agter, dat die een wat in die huis was, het volle toegang gehad tot die erfenis. Maar hy het nie opgedaag in hierdie toegang wat hy gehad het nie. En 'n woord wat ek voel, so bietjie in my eie hart geroer het, 31 Desember by Brooklyn Campus, waar ek vir die Waterkloofers woord bedien het, kan julle nog grappies handle, is julle okay? Alright? Wees net kalm in hierdie plek, jy weet, ek kom van die Oosrand af, goeters gebeur daar. So, wat ek beleef die Here in 2026 vir mense vra is, daag op, pitch up. Die tafel is gedek, die genade van die Here, al 2 hierdie seuns het 'n uitnodiging na die pa se tafel toe gehad. En op hulle eie manier het al 2 nie opgedaag nie. Waar trek jy? Waar trek jy met God, die Vader, se hart vir jou, en die uitnodiging? Nou, een van die goed wat my nogal baie laat dink het in hierdie skrifgedeelte is, ek en jy verstaan nie altyd heeltemal hoe die kultuur van die Joodse wêreld gewerk het nie. Wanneer hy sê 'n pa 2 seuns gehad, moet jy weet, almal in die Joodse kultuur het gevoel, dit is wow, om 2 seuns te hê, om 2 erfgename te hê. Dit was die ideale ding vir 'n pa wat 'n erfenis het. Ek het 2 seuns, ek is excited oor die toekoms, en ek gaan vir hulle toegang tot hierdie erfenis gee, terwyl hulle nog leef. Maar wat doen die verlore een? Wat hy doen is,
In die eerste plek het hy nie kom vra vir sy erfporsie nie. In die eerste plek het hy vir sy pa gesê, ek het jou nie meer nodig in my lewe nie. Dit moes 'n verskriklike verleentheid vir 'n pa in so 'n tyd gewees het. Laat jou erfgename vir jou sê, I can do this without you. Met ander woorde, ek gaan nie ja sê, ek gaan nie opdaag in jou uitnodiging vir verhouding om vennootskap te hê oor die toekoms nie. Die tweede ding is, die Bybel sê, hy het weggegaan nie net van sy pa af nie, maar uit sy huis uit. Dit was 'n verskriklike publieke verleentheid vir enige iemand, dat jou kind sê, ek wil nie meer in jou huis wees nie. Want huis en alles wat daar gebeur het, elke Vrydag aand, het hierdie pa sy familie bymekaar gebring, en voor die Sabbat begin het hy hulle geseën, en het hy met sy trots, het hy met sy kinders God se woord gedeel, en hier's 'n kind wat sê, ek wil nie meer aan daai tafel sit nie. En die Bybel sê verder, hy het uit sy land uit ook gegaan. Dit is verskriklik, hy het Australië toe getrek. Hoe kan jy vir iemand wat met 'n geel rugbytrui speel skree? Nee, wag, kom terug, John. Dit was 'n verskriklike verleentheid. So wat Jesus doen is, hy vertel 'n storie vir ons, om vir ons te wys hoe God die Vader se hart voel oor my en jou. Hoe dat hy ons uitnooi om op te daag. Kom terug huis toe, kom terug na jou land toe, kom terug na waar jy behoort, kom terug na my tafel toe, kom terug na my toe. En ek gaan vir jou vanoggend wys, hoe dat die tweede seun, die ou boet, hoe dat hy ook so verleentheid vir die pa veroorsaak het. Op verskillende maniere het hulle albei dit gedoen. En ek staan vandag hier en ek weet, daar's iets binne in die siel van die mens wat soortgelyke foute maak. Ons maak hy selfe fout verlede jaar 2026, daar gaan versoekings wees vir my en jou, waar ons in ons binneste gaan voel, Here, I've got this, ek is okay. Nou laat ek net 'n stukkie van my siel vir julle oopknoop. Ek het 'n stuk van my hart verloor vir my kleinkind, daai klein Lucian, o magtig. En hy kom nou op 'n punt, hy's 3 jaar oud, waar dit vir my so lekker is om saam met hom goeders te doen, en hy kom nou op daai punt, waar hy vir my sê, oupa, I've got this. Ek begin die pyn voel van die pa. En dis hoekom ek eerlik hier kan staan vandag, en ek kan vir jou terugvat in my lewe, en jou vertel, waar daar tye was, wat ek gevoel het, I've got this. Ek het nie nodig nie, Here. Jy weet, die mens kom nooit, dis nie regtig rebellie nie. Dis sommer net so 'n stukkie ongesonde selfvertroue, wat jy laat voel, maar dinge is mos nou reg. Ek kan mos maar hierdie besluite sonder die Here neem. En hier kom die pa, en hy sê vandag vir my en jou, hy sê, kom terug huis toe, bedoelende, ek soek jou hart, of jy nou die oudste of die jongste is, of jy nou vir my 'n verleentheid gemaak het, deur weg te gaan, en of jy vir my 'n verleentheid maak, deur hier te wees, en jy daag nie op nie. En jy mis daai oudste seun sê op 'n stadium vir sy pa, pa, ek het my afgesloof vir jou. Ek het my dood gewerk in hierdie plek. En ons sien hoe dat die oudste seun en die jongste seun die hart van die pa mis. Jy hoef nie te werk vir my liefde nie. Jy hoef nie te werk vir my liefde nie. Toe my kinders gebore is, het daar iets met my gebeur wat ek op geen ander manier ooit beleef het of kan beskryf nie. Daai kinders het ongerief veroorsaak in my huis voor hulle gebore is. My vrou onherroepelik verander, my beursie onherroepelik verander, en hulle kom skreeuend in hierdie wêreld in. Ek moes al net daar vasgevat het, toe daai dokter vir daar neersit. Maar toe kom daar 'n suster met so lank spuitnaald, en sy peg daai ding soos 'n dart in 'n dartbord, sit sy om in daai klein babietjie. Weet jy, ek het amper daai dag 'n suster plat geslaan binne in daai saal, daai geboortesaal. Van dat iets in my hart gebeur. Dat iets ontplof van 'n liefde en 'n passie vir 'n klein babietjie, wat niks kon doen om my liefde te verdien tot op daai stadium nie. En toe ek het voel, toe weet ek, dis wat die Bybel oor gaan. Dis 'n pa met 2 seuns vir wie hy sê, dis nie jou prestasie wat bepaal of ek vir jou lief is nie. Ek is vir jou lief omdat ek liefde
is. Gaan niemand al mens sê in hierdie plek nooit vermoere nie. Ek is liefde. Toe ons dit nou sing, is dit net so groot waarheid. Kyk wat sê Lukas 15 vers 20. Hy wys vir ons die hart van die pa. Highlighty het nie sy pa se liefde verdien nie. Inteendeel. Hy het verdien om gedissiplineerd te word, om uitgesorteer te word. Jy sit mense in hierdie plek vandag, jy het al soveel strooi aangejaag. Ek sien nou die dag in 'n vergadering waar 'n dominee vriend van my is. Ek sê, ons is diep in die stronke. Daai dominee pel vir my sê, dit was nou amper. Soveel moeilikheid. Compassion is die Engelse woord, he had compassion. Hy het hom innig jammer gekry. Dis 'n woord wat 'n klomp kere opkom in Jesus se storie. Die Afrikaanse woord is meegevoel. Dis wanneer iemand anders se pyn so seer maak aan hierdie kant. Weet jy waarvan ek praat? Meegevoel. Iemand anders kry seer en dit maak jou so seer. Hy het hom innig jammer gekry. Hy het na hom toe gehardloop. En dan het hy hom 'n klomp goeders gedoen, omhels gesoen en hy het hom skoon gewas en aangetrek in 'n ring. Ons het verlede week daaroor gekuier. Nou ek gaan net gou net time out vir 'n sekond of twee. Die van julle wat regtig diep wil insak in hierdie Bybelstudie en wat is 'n bietjie wil gaan vra vir ChatGPT of dit wat ek nou sê die waarheid is. Ek het nou die dag vir Chat gevra om vir my iets te skryf. Toe stuur ek dit vir hom terug, toe vra ek vir hom, is hierdie die waarheid? Toe korrigeer hy homself. Toe sê hy, nee wag, hierdie is nie reg heeltemal nie en daai is reg. So check net die man op, maar in die agtergrond van hierdie stuk drama is Jesus besig om met Israel ook te praat. Want Israel is die ou boet. En Jesus sê, Israel, jy het volle en vrye toegang gehad. En dan kom hy op 'n stadium, dan kyk hy oor Jerusalem. En hy sê, Jerusalem, hoeveel keer? Soos hy henaarkykens bymekaar maak, wou ek, maar jy wou nie. En die jong boetie is hierdie klomp heidene wat goed aangevang het wat hulle nie verdien nie, waar die kerk vandag vol sit. Miljoene mense op hierdie aarde wat terug huis toe gekom het na hulle pa toe. Mense wat droog gemaak het en nonsens in hulle verlede het. En ek wil hê jy moet vandag hier sit en jy moet weet, as jy skuldig voel oor goed in jou verlede, daar's 'n God in die hemel wat van hierdie verhoog af vandag vir jou sê, ek het jou innig jammer vir die verwoesting wat daai goed in jou lewe veroorsaak. En hy hardloop en hy omhels en hy soen. Nou ken ons die storie, daar breek 'n partytjie uit, ek dink dit was soortgelyk aan nou se lekker saamsing en partytjie in hierdie vertrek. En hier kom die man wat homself doodwerk vir sy pa se goedkeuring en sy aandag. En hy het kwaad geword. En hy wou ook nie binne gaan nie. En ek wil vandag dalk praat met iemand in hierdie plek, wat voel jy dien die Here al so lank, maar daar het iets sonder dat jy dit besef het, koud begin raak in jou binneste. Daar het iets, jy is nog in jou pa se huis, maar jy is nie meer by jou pa nie. Hierdie laaitjie vervies hom vir sy pa, nie vir die jong boetie nie. Hy is kwaad vir die pa. Want hy voel, dinge gebeur makliker vir ander mense as vir my. En wat Jesus hier doen is, hy praat oor Israel ook, en my en jou ook, hoe dat ons probeer om God se aandag te kry met ons werke, met ons goeie werke, met ons effort, en met ons stukkie trots van, Here, het jy gesien? Ek het 4:30 vanmôre opgestaan om te bid. Ek is nie soos hy ongeredde pastoor daarvoor wat slaap tot 7 uur nie. 'n Vriend van my sê nou die dag, hy sê, in die oggend moet ek kies of ek gym en of ek bid. So, ek is vet maar gered, sê hy. Het jy gesien daai tweede sinnetjie daar? Die pa hardloop na die ou boet toe ook. Hy gaan uit, hy los sy gaste. Verleentheid. My kind wil nie eers in my huis inkom nie. Hy los sy gaste, hy doen presies dieselfde vir die ou boet. En hy smeek by hom. Hy het hom net so lief, hy het hom net so innig jammer en hy sê vir hom, ek verstaan nie hierdie nie, jy het toegang tot alles.
maar jy het ook nie opgedaag by my tafel nie. Onthou ek het nou vir jou gesê, die Here dek vir jou 'n tafel hierdie jaar, en hy wil hê jy moet opdaag. Hy wil hê jy moet terugkom na hom toe. Hy wil hê jy moet terugkom na sy huis toe. En hy wil hê jy moet terugkom na sy land toe. En as jy hierdie 3 gedagtes vat, dan wil ek so bietjie inlegkunde vandag doen. Ek gaan nou vir jou wys wat is inlegkunde. Dit is so 'n bietjie van Doxario se hart net in te lees in hierdie skrifgedeelte. Maar daar's regtig vandag in my hart, as jy alles vergeet wat ek gesê het, alles vergeet. Die tema van ons reeks, die tema van Januarie hier by Kameeldrif is welkom tuis. En ek wil vandag hê iemand moet in hierdie plek hoor, jou Vader sê kom huis toe. Kom huis toe. Kom huis toe. Kom huis toe. Hy smeek, hy het innig jammer. Daar's 2 goed wat afstand skep tussen ons en die Vader. Vir die jongste seun was dit sonde gewees. Sonde wat my en jou dalk wegtrek. Maar daar's net so sterk krag en dis prestasie. Dis wanneer ek voel ek is beter as ander mense en ek gaan vir die wêreld wys en ek gaan vir God wys. Hoor vandag die Here wat sê kom huis toe. Nou, ek dink hierdie bietjie inlegkunde is waar ek wil eindig vandag om dit nou vir jou prakties te maak. Ek dink die Vader roep ons persoonlik huis toe. Hy roep ons nommer 2, sy huis vandag is die gemeente. Dis 'n baie duidelike stuk teologie in die Nuwe Testament. God se huis, die plek waar hy woon. Die Here woon in individue, maar gaan lees, Paulus skryf oor hierdie ding. Hy sê die tempel van die Heilige Gees is die samekoms van die gelowiges. Maar hy roep hom na sy land toe, hy roep hom na sy wêreld toe. En ek en jy leef in 'n koninkryk. Hierdie is die 3 uitnodigings vir oggend in hierdie plek, en ek wonder op watter ene jy die sterkste moet reageer in 2026. By watter een moet jy die sterkste opdaag? In Johannes 15 is hy besig om oor 'n wingerd te praat, en hy sê, ek is die wynstok, julle is die lote. En dan kom hierdie woorde op 'n persoonlike vlak, sê Jesus vandag vir iemand, abide in me. Bly in my, soos wat ek in julle bly. Dis die Pa se hart. Dis wat Jesus doen in Lukas hoofstuk 15. Dis die Pa se hart dat ek en jy 'n gewoonte in ons lewe vorm om in hom te bly, om in hom te woon. Hy woon klaar binne in jou, en ek wil gou net my huwelik as 'n voorbeeld gebruik. So hierso is 'n ring aan my vinger. 34 jaar slat ons hierdie jaar in April. Party van julle is toe nie eers gebore gewees nie, toe ek my bruid gevat het. Okay, is julle nog kalm? En sy vir my. Okay, en hier is ons. Hierdie is 'n herinnering. Met ander woorde, ek is getroud. Ek is in hierdie huwelik. Maar julle weet almal waarvan ek nou praat. Voor jy jouself kry, dan raak jy besig en jy kry fokusse en jy gaan allerlei plekke toe waar jy nie meer in jou huwelik is nie. En net so is ons verseël deur die Heilige Gees en ons is in Christus. Maar vandag vra die Here vir elke mens hierso, hoe lyk jou intentionaliteit om in hom te bly? Daar's geen plaasvervanger vir wat ek nou vir jou sê, as tyd in God se woord en tyd in sy teenwoordigheid nie. Daar's nie 'n plaasvervanger dit nie. En ek nooi jou vandag om eerlik te wees, met 'n punt uit 10 uit. Kry vir jouself 'n punt uit 10 uit. Hoeveel is jy heiliglik in die woord? Daar was 'n stadium in my lewe waar ek besef het, ek is meer in Media 24 as wat ek in die woord is. Is iemand by my? Hallo? Party van julle is meer in Netflix as wat jy in die woord is. Wel, dan gaan jy die vrug van daai ding in jou lewe, as hy die wingerd is, en hy sê, kom bly in my, dan sal die kwaliteit van jou lewe direk gekoppel wees aan die kwaliteit van jou inleef binne in God se woord. En jy gaan aan die einde van hierdie diens, gaan jy hoor van geleenthede, van al hierdie mense met al hulle t-shirts aan, waar jy jouself kan kom vind binne in die woord, en in hierdie gemeente wil ek jou vandag aanmoedig, dat hierdie een van jou grootste jare gaan wees. Is daar iemand wat net nou voel dit echo in jou hart? Een van jou grootste jare in God se woord en in sy teenwoordigheid. Een van jou grootste jare. Want wanneer ons nou sing en ons nou aanbid,
is dit nie karaoke nie. Ek spot baie keer gemeentelede. Ek sê, weet julle eintlik, daai woorde op die skerm, ons kort net daai balletjie wat so hop op elke woord. Ons sing net, en ons maak ons liedjies klaar. Ek is nie met dit besig nie. Vanoggend was ek nie vreeslik singerig nie, maar hier binne in my binneste was hier iets van 'n celebration, nie 'n partytjie hier binne plaasgevind, waar ek net kon sê, Here, u teenwoordigheid is so groot vir my. En ek sê dankie, elkeen sal weet dat u die Here is. Daai woorde het my vanoggend gegryp. Ek het my eie ligte partytjie daar by my stoel gehad. Dis waarvan ek praat. Sy teenwoordigheid, sy woord. Julle gaan nog baie daaroor praat, maar ek wil graag oor die tweede ene praat. Om in God se huis te wees, is om jou plek te vind binne in sy gesin. En John wil net vir jou 'n stukkie van my getuienis vertel. Toe ek 13 jaar oud was, het Jesus vir my 'n lewende werklikheid geword op 'n tienerkamp. En ek het van my 14de jaar af, elke oggend, as gevolg van hoe ek bedien is op daai tienerkamp, elke oggend het ons in Hartbeespoort gebly, daar bo in die berg, so uitgekyk oor die yachtklub. Die son het hier aan my linkerkant opgekom en ek het God se woord oopgehad. En in my 14, 15, 16, 17, 18-jarige deel van my lewe het ek hoofstukke van die Bybel begin memoriseer. Ek het persoonlik opgedaag in God se lewe, in God se huis. Maar die tweede ding wat ek vir jou wil sê is, lank voor ek 'n pastoor was, het ek my commit aan God se gemeente. Vroegoggende gaan bid voordat dienste begin. Ek het opgedaag, voor dienste nie net gebid nie, Saterdagoggende in die gebou gaan bid en gaan sê, Here, dit was daar in Hartbeespoort gewees, het ek dit al klaar gesê. Ek het teen die berg opgeklim, net halfpad, het nie krag gehad vir heel bo nie, maar halfpad op en so oor daai stad uitgebid. Ek staan vandag hier en ek wonder, wie het almal saam met my gebid, dat daar vandag 2 kampusse van Doxadeo binne in Hartbeespoort is. Want daar's iets wat gebeur in jou hart, wanneer jy Jesus lief kry jy sy bruid lief, jy kry sy kerk lief. En hier is 'n uitnodiging hierdie jaar vir jou, om op te daag aan jou Vader se tafel, en om op te daag binne in sy huis, om jou plek te kom vind. En ek wil vandag met volle oortuiging vir jou sê, die beste plek op aarde om te wees, is in die teenwoordigheid van die Here, en in 'n dienende kapasiteit ergens in sy gemeente. Dis die beste plek. Daai ouens wat jou groet, laat dit voel of jou regterarm gaan afval daar by die deur. Ek het gegroet vandag, dat ek moeg was toe ek hier binnekom. Elkeen van julle is 'n geskenk van die Here in hierdie plek. Elkeen van julle wat daar agter by die tegnies dien, elke een van julle wat in groeplewe betrokke is, elke een van die plekke waar jy bid en betrokke is, jy's besig om die hart van die Vader te dra, en ons gaan jou nooi in jou geleentheid gee in die volgende paar weke, kom skakel in. En dan glo ek, ons moet opdaag in God se koninkryk. Hy het 'n hart en hy het 'n missie. Die eerste plek waar sy koninkryk wil wees, is in jou huis. Die Here wil hê dat jy moet verstaan, jy is die lig vir jou huis, namens Jesus. Ek en jy weet, hy is die lig vir die wêreld, maar Jesus kyk vir gewone mense. Onthou nou, daar was regtig gewone mense in sy disippels. Hy sê vir hulle, julle is die lig vir die wêreld, Matteus 5 vers 14. Julle is die sout vir die aarde. Die Message vertaling is stunning, wanneer hy sê, you bring out the God colors in this world. You bring out the God flavors in this world. Ek gee nie om hoe oud jy is of hoe jonk jy is. Ek gee nie om hoe gesond of ongesond jou huis is nie. Jy bring God se geur, nie net in jou huis nie, maar ook in jou werk. En in my werksplek het ek dieselfde begin doen as in die gemeente. Ek het begin vra, Here, waar gaan ek bid en hoe gaan ek bid? Ek bid by my werk. Die feit dat ek 'n pastoor is 'n sy saak. Hierdie is 'n magtige organisasie, 750 personeel. Hierdie ding het gebed nodig. Hallo, weet iemand waarvan ek praat? Het iemand personeel hierso? Hallo? Hoe meer mense, hoe meer stronke. Nou, okay, so kom ons gaan aan. Ek wil net sê, ons het nodig, dit was amper, ons het nodig om te verstaan wat God se hart vir jou werksplek is. En dan in jou omgewing en in hierdie stad, daar's 'n missie, daar's 'n roep van die Heilige Gees, van 'n Vader wat sê, kom terug na my tafel toe, kom terug na my huis toe, kom terug na my land toe. Ons gaan 'n tydjie van gebed hê en die musiekspan is welkom om voor te berei vir nog 'n stukkie worship. Ek wil hê jy net so bly sit en jou oë vir 'n oomblik toemaak. Vader, ek wil vandag vir iemand bid in hierdie plek wat besef, hulle hoor hoe dat U sê, kom huis toe, en hulle besef, ek is nie by my pa se tafel nie, ek is nie sy huis nie, ek is nie eers in sy land nie.
Here, kan U asseblief U liefde laat inbars in elke hart in vanoggend. En laat hulle voel hoe dat U compassion en liefde vir hulle het. Hoe dat U vir elke mens in hierdie plek sê, jou verlede beteken niks nie. My genade is genoeg. As aan 'n kruis 'n prys betaal, 'n offer gegee, wat maak dat jy vandag weer vrye toegang het tot 'n herstelde verhouding, restaurasie in my huis. Kom huis toe. As dit jy vanoggend is, wat hier sit en jy voel, ek gaan huis toe kom. Wil jy nie net, terwyl ons oë toe is, wil jy nie net jou hand in die lug steek simbolies, asof jy vir die Here sê, Here, hier kom ek, vat asseblief my hand. Hou hom net 'n oomblik daar, gaan vir jou net nou bid. Vader, dankie dat hierdie geloofsaksie vir iemand vandag 'n nuwe begin beteken. En U kom vat hulle hand, Here. En U stap met hulle 'n nuwe pad. 'n Nuwe begin van 'n nuwe lewe vir ewig. En ons almal sê dankie Jesus. Sê dit net, dankie Jesus. En Here, dalk is daar iemand anders in hierdie vertrek vandag wat vir watter rede ook al onttrek het uit gemeentelewe uit. Ons kry partykeer seer of ons beleef goed wat nie sin maak nie. En U sê net vir iemand vandag, sê U welkom tuis. U sê vir iemand vandag, hierdie liggaam het jou nodig. Jy's so waardevol. Jou uniekheid, jou talente, dit wie jy is dringend nodig in my liggaam. En soos dat ek as 'n tienerseun opgedaag het in gemeentelewe, wil ek vandag bid dat iemand die vreugde proe, Here, wat ek my hele lewe lank proe, om God lief te hê en sy bruid lief te hê, is die beste ding op hierdie aarde. En ek kom sit skouer aan die wiel vanoggend. Dis iemand hier wat weet, ek het nodig om huis toe te kom. En waar dit ook al is dit nie eers hier in Doxadou nie, miskien is dit in 'n ander gemeente, maar hier's iemand wat vandag weet, ek gaan my hand uitsteek na U en ek gaan sê, Here, vat my hand en voeg my in. Kom plaas my binne in U liggaam op 'n plek waar ek kan voel U werk deur my. Ag Here, en dan wil ek net oor elke huis hierso en elke werksplek en oor Kameeldrif in die noorde van Pretoria en waar mense ook al bly, wil ek U genade nou uitroep en mense hier uitstuur, dat hulle hier uitloop en dat hulle sê, Here, ek gaan opdaag vir U koninkryk in my wêreld. En ons gaan nog in hierdie jaar daaroor praat, maar aan die begin van hierdie jaar, Vader, dankie, dat U elke dag saam met ons is, nie net in kerkgeboue nie, maar U saam met ons in ons karre en ons huise, waar ons ook al gaan, oral waar ons voet sit, Here, daar gaan U saam met ons. Gemaak disippels, dankie vir U belofte, Here. Kyk, ek is met julle tot aan die eindes van die aarde. Amen. Kom staan saam met my vir nog 'n tydjie van aanbidding en is jou geleentheid om net verder 'n bietjie met die Here te kuier oor hierdie vraag. Gaan jy huis toe kom? Die vraag is, gaan jy opdaag in God se uitnodiging? Amen.